All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. But these stories don't mean anything when you got no one to tell them to. It's true, I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue, across all the lines and broke all the rules. But baby, I broke them all for you, because even when I was flat broke, you made me feel like $1,000,000. It's true, I was made for you. Vriende, welkom by hierdie Sondag se aanlyn diens. Dit is so lekker om buite te kyk en die bloeisels aan die bome te sien, die groen blare aan die bome, om te sien dat die seisoene besig is om te verander, die dae raak al hoe warmer en dit is lekker om ook op hierdie manier weer by mekaar te kan wees. Vandag is die eerste dag wat ons die kerk oop het vir almal, waar jy nie hoef te bespreek nie, maar ons besef dat dit nie vir almal moontlik is om by die kerk te kan uitkom nie. En daarom is ons dankbaar dat ons nog steeds deel van 'n geloofsgemeenskap kan wees op hierdie manier. Daar waar jy is, steek 'n kers aan en raak vir 'n oomblik stil. Die Here groet elkeen vanoggend met die woorde: genade en vrede vir jou, van God ons Skepper, van God ons Verlosser en van God ons Vertrooster. Vanoggend se skrifgedeelte kom uit Matteus 20 vers 1 tot 16. Dis nogal 'n bekende gedeelte wat ek dink ons almal al baie keer gehoor het, wat ons vanoggend weer saam gaan lees. Die opskrif is die gelykenis van die arbeiders in die wingerd. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgaan om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle in om sy wingerd te gaan werk. Teen 9 uur gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan. En hy sê vir hulle: gaan werk julle ook in my wingerd, en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12 uur en teen 3 uur het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5 uur gaan hy uit en kry ander wat daar rond staan en hy sê vir hulle ook: waarom staan julle heeldag werkloos hier rond? Hulle antwoord hom: omdat niemand ons gehuur het nie. Gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aand word, sê die eienaar van die wingerd vir sy voorman: roep die arbeiders en betaal hulle loon. Begin by die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begin by die eienaar kla en sê: hierdie laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle: vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Janneke gaan nou met die jongspan praat oor vanoggend se teksgedeelte om dit ook vir hulle te verduidelik. Dankie Janneke. Een van my gunsteling stories toe ek jonger was Heidi. Dit het gegaan oor hierdie dogtertjie wat in die Alpe in Switserland gewoon het saam met haar oupa.
Hulle het altyd die lekkerste brood en kaas geëet en sy het altyd die lekkerste avonture gehad. Ek het altyd gewens my lewe was so lekker soos Heidi se. Vertel mekaar, wat is jou gunsteling storie om te kyk op TV? Of jou gunsteling storie om te lees? Laat jou ouers ook vir jou vertel wat hulle gekyk het toe hulle 'n kind was. Ons almal hou van stories. Of dit nou 'n lekker fliek is, 'n storieboek of selfs 'n kinderstorie is. Dit is lekker. Maar ons vergeet ook, ons elkeen is ook ons eie storie. En niemand se storie is dieselfde nie. Partykeer lyk iemand anders se lewe of storie lekkerder as joune. Soos ek gedink het dat Heidi se lewe lekkerder lyk as myne. En dan is dit so maklik om lekker jaloers te voel. Dalk is daar 'n maat in die klas wat die nuutste spelletjie of game gekry het, maar jou ouers kan dit ongelukkig nou net nie bekostig nie. Dan voel mens jaloers en dan kan mens sommer maklik lelik wees teenoor daardie maat omdat hy nou sommer aandag by baie kinders kry. Dan wil jy sommer die spelletjie skelmpies gaan breek. Maar die teks in Matteus wat Jana gelees het oor die wingerdboer help ons om die koninkryk van God beter te verstaan. So wat vra Jesus vir ons? Wat moet ons doen as ons voel iemand anders se storie lyk lekkerder of beter as ons eie storie? Jesus vra dat ons goeie dinge vir mekaar moet gun. Jesus vra dat wanneer daar goeie dinge met ons maats of ander mense gebeur, dat ons saam met hulle moet bly wees. My storie is nie beter as joune nie. En jou storie is nie beter as myne nie. As mens mooi daar dink, skryf God saam met jou storie. En dit beteken dat God jou liefhet en jou storie liefhet. Maak nie saak hoe dit lyk nie. So God het my lief, al hardloop ek nie in die berge rond soos Heidi nie. God het vir jou lief, al het jy nie die nuutste spelletjie of game nie. Maar dit is so belangrik om te onthou dat God ook jou maat liefhet wat wel daardie spelletjie het. Ons gaan vandag ons eie stories bietjie neerskryf. So vra almal in die huis om hulle eie storie neer te skryf. Stuur asseblief vir my WhatsApp dat ek hierdie boekie vir jou kan e-pos, sodat jy dit sommer by die huis kan invul en skryf en teken. Maar vat jou tyd, skryf en teken soveel as wat jy kan. En dan, ruil jou boekie om met iemand anders. Lees bietjie jou broer of suster of jou ma of jou pa of vriend se storie. Dit lyk anders as joune. En dit is nie net okay nie, dit is lekker. Ons kan mekaar se stories hoor en sien en dan ook vier. So mag jy onthou dat jou storie uniek is en dat jou storie belangrik is. En dat daar niks is wat dalk in jou storie geskryf staan wat gaan maak dat jy nie God se liefde verdien nie. Op die ou einde van die dag verdien niemand van ons God se liefde nie. Tog kies hy om ons lief te hê, maak nie saak wat nie. So geniet al die stories en mooi week vir julle. Vriende, hierdie gelykenis is een van die vreemdste en moeilikste, maar ook van die belangrikste wat Jesus vir sy volgelinge vertel het. So, kom ons begin deur te kyk na van die sleutelelemente van hierdie gelykenis. Hierdie gelykenis begin en draai eintlik rondom twee soorte mense. Die eerste een is die eienaar van 'n wingerd. In vandag se tyd weet ons dat iemand wat 'n wingerd besit eintlik heel waarskynlik goed gedoen het vir homself. En dit was nie anders in die eerste eeu van die Bybelse tyd nie. Nou die ander karakter of dan karakters is die arbeiders of werkers. Hierdie arbeiders leef aan die ander kant van die ekonomiese leer as wat die eienaar van leef. Die arbeiders is mense wat nie 'n vaste werk het nie. Dis mense wat elke oggend van hulle lewe vroeg opstaan en dorp toe gaan en hoop om daardie dag werk te kry, om hulle gesinne te kan voer vir daardie dag. Hulle is nie bedelaars nie, maar hulle is ook nie heeltemal sonder hoop nie. Hulle lewe egter so dat hulle net genoeg het. Hulle is eintlik nogal van die armstes. En as hulle daardie dag dan nou nie werk gekry het nie, dan kan hulle ook nie vir hulle gesin sorg nie. So wanneer die gelykenis begin, hoor ons dat die eienaar hulp nodig het. Nou, dis waarskynlik oestyd
En ons weet hier in die Boland dat dit beteken dat daar baie werk is om te doen. So met sonsopkoms gaan die eienaar in dorp toe om werkers te gaan kry en hy kom met hulle ooreen vir hulle dagse geld wat in daardie tyd 1 denarius was. Dit sou omtrent die bedrag wees om een gesin vir 1 dag te kan voed. So dis net genoeg geld. Soos wat die dag aangaan, kom die eienaar agter dat hy egter meer arbeiders nodig het. So ons lees om 9 uur die oggend gaan hy weer uit om nog arbeiders te kry en hy kom met hulle ooreen dat hy vir hulle sal betaal wat hulle toekom. Dat hy vir hulle 'n goeie bedrag sal betaal. Ons weet nie hoeveel dit is nie, maar dis wat daar staan. Nou sien ons dat die eienaar dan nou weer om 12 uur uitgaan en weer om 3 uur in die namiddag. Die laaste keer wat hy dan nou uitgaan om arbeiders te gaan huur, is dan om 5 uur. Nou, dit laat 'n mens 'n bietjie kop krap. Veral oor die arbeiders wat hy 5 uur gaan kry het. Want dan is daar net 1 uur oor in 'n 12 uur werksdag. Maar hy huur hulle in elk geval en hy stuur hulle in die wingerd in. Om 6 uur, 'n uur nadat hy die laaste werkers of arbeiders gehuur het, sê hy vir sy voorman of sy plaasbestuurder dan nou om die arbeiders te betaal en die arbeiders wat om 7 uur, om 5 uur begin werk het, word dan eers betaal. So hulle ontvang geld en hulle is heel waarskynlik uit die veld uit geslaan want daar ontvang hulle toe 'n volle dag se betaling. Hulle het omtrent 8,5% van die dag gewerk, as ons dit sou uitwerk, maar hulle word 100% betaal vir daardie dag se werk. Hulle is sekerlik nie net verbaas nie, maar hulle is eintlik so bly en so dankbaar en so vol vreugde. Nou wat hier aan die gang is en wat ons kan agterkom is dat die ander wat heel waarskynlik op hierdie stadium opgewonde is die arbeiders wat 'n volle dag se werk gedoen het. Want hulle sien uit om te sien wat hulle betaal gaan word, want die wat 1 uur gewerk het, het so baie gekry, so hoeveel gaan hulle dan nie kry nie? Sekerlik nog meer as net 1 dag se werk se betaling. Maar dan, wanneer hulle betaling ontvang, kry hulle dieselfde as die ander wat net 1 uur gewerk het. Hulle kry ook 1 denarius. Nou dis nie regverdig nie. Hulle het dan 12 ure gewerk, verdien hulle dan nie meer nie. Dis die vraag wat hulle dan ook vra. Dit is die vraag wat ek en jy ook vandag heel waarskynlik kan vra. Nou soos wat ons aan die begin vir mekaar gesê het, is dit die een van die vreemdste en moeilikste, maar ook een van die belangrikste van Jesus se gelykenisse. Dis vreemd omdat dit ons uitnooi om te identifiseer met die karakters wat aan die kortste end hier trek. Ons kan heeltemal verstaan hoekom hierdie arbeiders ongelukkig is. Sou ek en jy nie ook gewees het nie? Maar wanneer hulle dan kla daaroor, antwoord die eienaar hulle: "Vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie?" Hy gaan dan aan om hulle motiewe en selfs hulle karakter te bevraagteken deur vir hulle te vra: "Of is jy afgunstig omdat ek goed is?" En dit laat ons vir 'n oomblik stil staan, want ons besef dat hierdie eienaar reg is. Maar dit maak nie saak wat die eienaar sê of die feit dat ons weet dat hy tegnies reg is nie. Ons kan nie help dat dit ons nog steeds pla nie. Ons voel asof die wat heeldag gewerk het, nie dieselfde verdien as die wat net 'n uur gewerk het nie. Want ons weet, die een ding van hierdie lewe en in hierdie wêreld, is dit nie regverdig nie. Behoort dit nie te gaan oor wat elkeen verdien nie. Dalk is dit hoekom hierdie gelykenis dan nou juis so belangrik is. Want soos wat ek nou net gesê het, alles wat ons weet van hierdie wêreld, vertel vir ons dat dit nie regverdig is nie. Maar Jesus vertel nie vir ons van 'n gelykenis oor hierdie wêreld soos wat dit nou is nie. En dis die kruks hiervan.
Hy vertel vir ons 'n gelykenis oor die koninkryk van God. En dit is 'n wêreld soos wat die Here wil hê dit moet wees. Soos wat hy besig is om dit te laat gebeur en dit te laat kom. 'n Wêreld waar almal dieselfde behandel word, ten spyte van wat hulle bydra, ten spyte van wat hulle besit, waar elkeen dieselfde menswaardigheid, dieselfde respek, dieselfde erkenning ontvang. Dit is die tipe wêreld waarvan Jesus hier praat. Dit is die wêreld wat ons van praat as ons praat van die koninkryk van God. Nou vroeër in Matteus se evangelie vra Jesus se disippels vir hom om hulle te leer hoe om te bid. En ons ken die antwoord. Hy antwoord hulle met die woorde van die Onse Vader, wat elkeen van ons redelik goed ken. En daardie gebed wat sentraal is tot ons geloof en tot ons aanbidding, nooi ons uit om te bid dat die Here se koninkryk sal kom en dat sy wil sal geskied. Jesus vertel vir ons om te bid, maar daarmee saam om ook te werk vir die wêreld wat die Here wil sien kom. 'n Wêreld waar alle mense met eerbied en respek hanteer word. Dit is wat ons voorbid as ons die Onse Vader bid, as ons sê dat sy koninkryk moet kom. Daar's ook egter iets anders aan die gang in hierdie gelykenis wat ek dink ons net ook aan moet raak. Daar word heeltyd verwys na een van die karakters as die eienaar van die wingerd. Nou dit impliseer dat dit heel waarskynlik veral in daardie tyd en ook vandag nog 'n persoon is met aansien in die gemeenskap. Dis iemand met mag en geld wat soveel mense kan huur en kan betaal soos wat hy op daardie dag dan nou ook nodig het. Maar daar is iets beduidends wat verander aan die einde van hierdie verhaal. Wanneer die arbeiders wat heeldag gewerk het, gaan kla oor hulle betaling, gebruik hulle nie 'n titel vir die eienaar wanneer hulle met hom praat nie. Hulle gebruik eintlik geen titel nie en hulle praat ook nie noodwendig selfs met hom met respek nie. Hulle kla eintlik net oor hulle betaling. En dan is dit so mooi, want wanneer die eienaar van die wingerd hulle antwoord, sny hy hulle nie af nie, hy laat hulle klaar praat en hy antwoord hulle dan wanneer hulle gesê het wat hulle wou sê. En dan herinner hy hulle dat hy hulle betaal dit wat presies ooreengekom is. Wanneer hy met hulle praat, noem hy hulle vriend. Hy sê nie vir hulle, hy jy, of met wie dink jy praat jy nie, maar vriend. Vriend is die woord wat hy vir hulle gebruik. Nou hoekom doen hy dit? Wel ek dink dat in die koninkryk van God maak hierdie tipiese skeiding van rykdom en mag net nie saak nie. Dis 'n manier om verby al die gewone onderskeide te beweeg waarmee ons en hulle elke dag leef en elkeen van ons in te nooi in 'n dieper verhouding, 'n egte verhouding wat met hierdie eienaar kan begin. Hierdie eienaar nooi die arbeiders ook uit om hulle mede-arbeiders anders te sien. Selfs die wat net 'n uur gewerk het. Op die ou einde van die dag weet ons nie hoekom daardie arbeiders nie vroeër gehuur is nie. Sukkel hulle dalk met een of ander gebreklikheid of siekte? Is daar dalk iets fout in hulle gesinne wat gemaak het dat hulle nie vroeër daar kon wees nie? Was daar dalk iets anders wat die werknemers wat die mense kom huur het, afgesit het om hulle nie daardie dag te huur nie? Dis antwoorde wat ons nie het nie. Maar hierdie eienaar gee nie om nie. Wanneer hy sien dat hulle beskikbaar is en wanneer hy sien dat hulle werk nodig het, huur hy hulle en betaal hy hulle wat almal anders betaal word. Vriende, dis nie regverdig nie. In die koninkryk van God is dit soveel meer as regverdig. Deesdae het ons baie gesprekke oor regverdigheid en wie wat verdien en ook oor gelykheid. En nie net gesprekke nie, maar ook baie vrae. Ons het vrae oor hierdie dinge. Hoe lyk gelykheid? Wat is regverdig oor dit wat nou in die gang is? In ons land, in die wêreld? Wat is die regverdigste ding wat ons nou kan doen? Wat verwag die Here van ons as individue, maar ook as gemeentes? As mense wat deel is van sy koninkryk? Daar is nie maklike antwoorde op hierdie vrae nie. Maar ek dink dat hierdie gelykenis ons uitnooi om ons te verbeel dat enige gesprek oor regverdigheid en gelykheid moet begin
by verhoudinge. Ons moet bereid wees om ons stories te deel en te luister na die stories van ander. En om veral te luister na die mense se stories wat ons glad nie so goed ken nie. Nou, dis nie maklik nie en dit gaan vir ons verseker uitdagend wees. Dit gaan van ons vra om met ons eie broosheid ook te sit met tye. Maar dis waarna toe die Here ons uitnooi. Ons hoef nie al die antwoorde te hê nie, ons hoef nie eers altyd saam met mekaar oor alles te stem nie. Maar ons moet begin deur na mekaar te luister, na mekaar se stories te hoor. Nie net in ons gemeente nie, maar ook breër as ons gemeente. Om na dies te luister wat ons gewoonlik nie na luister nie, maar dalk veral om na die te luister wat ons regtig nie eintlik na wil luister nie. Ons betree hierdie gesprekke met die wete dat ons heel waarskynlik gaan sukkel. Dat ons vooropgestelde idees en ons persepsies en ons onvermoë om werklik te kan verstaan en ons eie vrese baie keer in die pad gaan staan van hierdie luister en hierdie gesprekke. Maar dat selfs wanneer ons met goeie intensies in gesprekke intree met ander, ons heel waarskynlik eers gaan kortkom. Ons gaan iets verkeerd sê of doen. Maar vriende, dankie tog dat hierdie vreemde, moeilike, maar ook belangrike gelykenis ons herinner dat dit nie gaan oor wat ons verdien nie, maar eerder oor om geken te word, om aanvaar te word, om geliefd te wees. En nie verlos te word nie. Nie oor wat ons al gedoen het of nie gedoen het nie, maar eenvoudig omdat dit is wie en wat Jesus is. Die een wat alle titels laat vaar, wat ons roep en ons vat soos wat ons is. Hy wat elkeen van ons vriend noem en ons uitnooi om almal om ons ook as vriende te sien, as medekinders van God. En om dan te werk vir gelykheid van alle mense, terwyl ons aanhou bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, in die hemel, net so ook op die aarde. Amen. Vriende, ons gaan na een van ons gemeentelede se stories luister. Hy gaan net iets van sy verhaal met ons deel, om ook vir ons te wys wat dit beteken om regtig na mekaar te luister. So ek wil jou uitnooi, daar waar jy is, daar waar jy nou na JC gaan luister, dit wat hy uit sy hart uit met jou gaan deel. Moenie oordeel nie, moenie krities dink nie. Luister net na sy hart, luister net na dit wat hy gekies het om vanoggend ook met ons te deel. Dankie JC. Hallo almal, ek is JC Burger en ek is op skool in Boysay en ek is maar net hier vanoggend om my storie te deel. In 2015, toe ek 12 was, toe op my ouers se huweliksherdenking, toe vind ons uit my oupa is oorlede, wat nogals 'n groot skok vir ons hele familie was aan my pa se kant, want ons was almal redelik close met hom gewees en hy was 'n groot invloed in my lewe. En toe ongeveer 'n jaar en 'n half later in 2016, toe is my pa ook oorlede. En ja, nou het ek terugkyk daarop. Ek is bly ek kan nou besef dat dit was eintlik maar net God se manier om my voor te berei vir die toekoms deur my oupa van ons te neem en dat hy so vir almal op 'n manier voorberei deur slegte goed in hulle lewe te laat gebeur vir slegter goed wat moontlik mag gaan gebeur. En ek wil net afsluit deur 'n quote wat ek gehoor het wat nogals baie ek dink dis nog baie van toepassing op wat gebeur het en dit is: if you want to protect me, you have to prepare me. En ek voel dit is van toepassing op ek dink 99% van almal van ons se lewens. Want mens weet nooit wat gaan gebeur nie en ja, al wat ons kan doen is maar net vertrou op die Here.
JC, dankie vir jou storie, dankie vir 'n deel van jou storie wat jy vanoggend met ons ook deel. Dankie dat ons net langs jou kan staan of langs jou kan sit en kan luister. Baie kere is stories hartseer, baie kere is stories vir ons ongemaklik, baie kere laat dit iets in ons wakker maak. Maar dankie dat ons ten spyte van ervarings en emosies wat ons het, net kan luister na wat jy vir ons sê. Dankie dat jy bereid is om te deel en ook net vir jou verstaan van wat jy deur is. Ons waardeer dit regtig baie. Dis vir ons almal 'n les in net te luister na mekaar. Mag ons aanhou om dit te doen, vriende. Mag ons aanhou om na mekaar se verhale te luister sonder oordeel, om ook net so saam die pad te kan stap. Vriende, dit is 2 weke tot en met Markietie. As jy nog nie op die website was om jou bestelling te plaas nie, dan wil ons jou vir jou vra om dit asseblief te doen. Jy sal dit maklik kry by www.torenkerk.co.za en as jy nog nie die 'n website se link aangestuur het na 5 vriende toe nie, dan vra ons dat jy dit ook sal doen. Ons het bestellings nodig. Hoe meer bestellings inkom, hoe beter vir ons. Ons kan nie amptelik oopmaak nie. Alhoewel die goed gelig is ons goed reeds gereël. So die 9de Oktober kan alle bestellings kom opgelaai word. Daar's spesifieke tye vir als, maar dis alles op ons sosiale media en ook in ons nuusblaadjies. So kyk 'n bietjie daarna. En dan, as jy kan help, laat weet asseblief vir my. Dit sal wonderlik wees. Ons het al die hulp nodig en hande nodig wat ons kan kry. So dankie daarvoor ook. Dan het ook ons mag nou amptelik weer oopmaak. Ons mag, julle hoef nie meer te bespreek nie. Vandag is die eerste dag wat ons nie besprekings vat nie. So as jy nie vandag in die kerk is nie, omdat dit dalk lang naweek is, of omdat jy vir 'n laaste keer ons aanlyn diens kyk, dan wil ons jou uitnooi om seker te maak jy is volgende week in die kerk. Ons begin met 'n nuwe reeks waaroor ons baie opgewonde is en ons gaan ook vir die eerste keer in baie lank nagmaal saam vier. So moet dit asseblief nie misloop nie. Ons sien uit om jou weer te sien, om jou weer te verwelkom. Ons sê altyd vir mekaar, die span, dat julle baie keer vir ons sien aanlyn, maar ons nie altyd vir julle sien nie. So dit sal vir ons ook lekker wees om julle weer 'n slag te sien. Vriende, ons kry nou ook geleentheid om die Here te dank met ons offergawes. Alles wat jy nodig het sal nou op die skerm verskyn. Vriende, daar waar jy is, ontvang die seën van die Here. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.